liewe broer en suster, mede-Israeliet, ek sê vir u baie welkom vanmôre hier in ons midde. Ek wil weer eens vir u in die diepte van my hart sê, dis my voorreg om vanmôre hier voor u te wees. Dis 'n voorreg om 'n boodskap wat die Here van kleins af as 'n brandende kool in my hart gegooi het, mense soos u te hê, met wie ek dit kan deel. Baie dankie dat u gekom het. Kom ons bid saam, ons buig net ons hoofde en vra die seën van die Here. Ons hemelse Vader, ons dankie vanmôre in die naam van ons Here Jesus, dat ons u die lewende God kan aanbid in die naam van 'n opgestane Here Jesus, wat nou aan u regterhand is om vir ons in te tree, maar ook hier in ons midde. O, die ware Here, ons sê in die diepte van ons hart, ons begeer nog baie meer van die gewaarwording van u teenwoordigheid. Want die Here, dis u teenwoordigheid wat vir Israel deurgedra het deur die woestyn. Here, dis u engel wat in die middel van die see, Here, van voor Israel ingeskuif het, agter Israel in, tussen hulle en die Egiptenare. O Here, ons God, ons het so baie verloor. Help vir ons, my God, om dit terug te kry, want dit is net u krag en u heerlikheid en u teenwoordigheid wat vir ons gaan deurdra in hierdie tyd. Here, ons sê vir u dankie dat u die een kruk na die ander onder ons uitneem. Here, dis ongerieflik, dit maak seer, dit maak bang, maar Here, ons weet, dis die enigste manier wat ons weer gaan terugbring by u. Kom seën dan u woord in Jesus naam. Amen. My liewe broer en suster, ons gedenk vandag Hervormingsdag. Dit was donderdag die 31ste Oktober was dit Hervormingsdag. En ons het nou al vir baie jare het ons die gebruik om op hierdie tyd, die naaste Sondag aan die 31ste Oktober, daardie gedenkwaardige gebeurtenis te herdenk in die lig van God se woord. Ons het 'n hele reeks kassette daaroor, as u miskien die ander ook wil hê, kan u ons kantoor daarvoor kontak, en so ook vandag. Ons vra u dan vir ons skriflesing om met ons saam te lees uit Matteus hoofstuk 16. Matteus hoofstuk 16 en ons lees vanaf die 13de vers. Matteus 16 vers 13 en ek lees nog uit die ou 1933 vertaling. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit aan jou nie geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee,
En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarom het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moet sê, dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moet gaan, en baie van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moet lei, en doodgemaak, en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie oor die dinge van God dink nie, maar oor die van die mense. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy siel wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy siel of sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Maar die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Net nog so 'n paar verse aan in die volgende hoofstuk. En na 6 dae het Jesus Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg apart gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy gesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus om vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat ons hier 3 hutte maak, vir u een, en vir Moses een, en een vir Elia. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder, ligte wolk hulle met eens. En daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. Ons lees tot daar, en mag die Here sy woord ryklik seën. My broer en suster, is een van die mees merkwaardige gedeeltes uit God se woord, hierdie wat ek nou met u saam gelees het. Kom ons kyk 'n bietjie daarna van naderby. Daar was seker baie gegis en baie gepraat oor wie hierdie Jesus is. En dat hy miskien een van die opgestane ou profete was. Maar Jesus vra toe vir sy disippels, vers 15, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit aan jou nie geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. My broer en suster, hier is, ek kan sê, volumes van waarheid begrepe in hierdie 2 verse. Die Here sê vir sy disippels, maar wie sê julle is ek? En Petrus, onder openbaring van die Heilige Gees, jy moet baie mooi daarop let, dit was 'n openbaring wat Petrus gekry het. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Wat beteken dit, broer en suster? Hoeveel mense weet wat Jesus beteken? Hoeveel mense weet dat die engel vir Josef in sy droom gesê het, julle moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. My broer en suster, met groot eerbied, maar
met 'n groot besef van wat ek sê. Sê ek vandag dat die naam van Jesus die hele wêreld oor amper gestrooi word. Jesus se naam word amper op elke straathoek gesmous. Elkeen het die naam van Jesus op sy lippe, soms selfs as 'n vloekwoord. Wat beteken Jesus? Daar is baie mense wat baie betekenisse daaraan kan gee, net soos hier. Sommige het gesê Jesus is Elia, die ander het gesê hy is een van die ou profete en so aan. Maar dis nie die betekenis nie. Wie is Jesus? Jesus is die verlosser van Israel. Dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit is wat Jesus beteken. En my broer en suster, as hy nie werklik daardie betekenis het nie, dan kan ons hom maar ook bely soos ons wil. Dan bely ons nie die ware, waaragtige, skrifgebonde Jesus nie. Daar's baie mense wat Jesus ontken as die verlosser van sy volk en hom uitstrooi oor die hele aarde. Hy is nie daarvoor bedoel nie. Hy is die verlosser van sy volk. Nou is daar baie mense wat sê, ja nee, daarmee stem ons ook saam. Maar dan sê hulle, jy word die volk van God deur geloof in Jesus. Maar dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê nie dat geloof in Jesus kom eerste en dan kom die verlossing van sy volk nie. Nee my broer en suster, dis eerste die volk en dan word die volk verlos. Dis van die uiterste belang. Julle moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Nou my broer en my suster, my eerste punt wat ek dus vir u wil beklemtoon is 'n openbaring van God. Jesus kan nie na jou toe kom as hy nie aan jou geopenbaar word. Jy kan hom nie net met die skrif verstaan nie. Jy kan nie net met hom in die kop glo nie. Dit moet 'n openbaring van God wees. Jesus. Maar dis nie al nie. U is die Christus, die seun van die lewende God. Nou is daar baie mense wat ook baie praat van Jesus Christus. Ag broer en suster, tot ons hartseer moet ons vanmôre sê ook dit word baie keer uitgespreek as 'n vloekwoord of 'n kragwoord. Jesus Christus, Jesus Christ. Mag God ons genadig wees dat ons sal sien en sidder voor die majesteit hiervan. Dus my broer en suster, Jesus, die Christus. Wie is Christus? Wat is Christus? Christus is die Griekse woord vir die Hebreëse woord Messias. In Hebreëus sal jy sê Messias. In Grieks sê jy Christus. Albei beteken die gesalfde koning van Israel. Christus beteken die gesalfde koning van Israel en niks anders. Ook dit, jy moet hom Jesus Christus moet jy ontvang en verstaan as 'n openbaring van God. U wat dit vanmôre alreeds ontvang het, dank die Here daarvoor. Daar loop miljoene mense op hierdie aarde rond wat dit nie weet nie. Daar loop miljoene mense in ons kerke wat dit nie weet nie. U is die Christus, die seun van die lewende God. Ek moet nog vir u hierdie getuienis gee, wat miskien vir u baie simpel mag klink, maar wat 'n werklikheid is. Ons het 'n man geken, 'n baie pragtige man eintlik, maar hy was absoluut so onbekeerd soos 'n klip. Maar hy het 'n goeie hart gehad. En hy het nooit kerk toe gegaan. En ons het hom gaan besoek, en toe hom klaar besoek het ek gedag, ons sal nooit weer iets van hom sien nie. Maar my broer en suster, daardie jare was ek nog 'n pastoor in 'n Engelse kerk.
En daardie Sondag aand, die kerkie was vol, en daar in die agterste ry, hier sit hierdie man. Ek was so verras en so verbaas. Ek kan nie meer onthou waaroor daai aand gepreek het nie, want dit was baie jare gelede. Maar in my preek gebruik ek hierdie term, Jesus the Christ. Jesus the Christ. En weet jy, die openbaring daarvan slaat hom soos 'n voorhamer tussen sy oë. Daardie man het soos 'n, ek wil nie sê soos 'n dronk man nie, maar soos 'n man wat iets magtigs mee gebeur het rondgeloop. Hy het 'n baie groot fabriek in vereniging gehad. En hy was 'n baie goeie man, soos gesê het, van inbors. En 'n baie opregte man. Die volgende dag, toe loop hy daar deur daardie fabriek en hy vertel net almal van die Jesus the Christ. En hy sê, I thought Jesus was his personal name and Christ was his surname. That is all I knew about Jesus Christ. Maar toe hy hoor the Christ, toe slaan die majesteit van die gesalfde koning van Israel om tussen sy oë. Daardie man kom tot 'n magtige bekering, my broer en suster. Dit is wat openbaring beteken. Het u al 'n openbaring van God ontvang? Is Jesus die Christus al aan u geopenbaar? U sal 'n ander mens wees as dit met u gebeur. Maar in elk geval, toe sê Jesus baie belangrike woorde. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit aan jou nie geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Jy sien, hier kom die openbaring. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Ek het net vergeet om vir u my titel te gee. My titel is die kerk en die hervorming. Nou goed, dis hier waar die kerk, my broer en suster, soos ons hom vandag ken, waar hy sy fondasie gekry het, omdat die duiwel deur misleiding toegekom het, en hierdie woorde, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Toe die kerk beginne verval, en sy eertydse krag en glorie en heerlikheid van die tyd van die apostels verloor het, en toe daar verskriklike dwalinge in die kerk begin inkom het, waarvan ek u meer sal vertel in 'n paar oomblikke se tyd, toe kom die duiwel, en hy gryp hierdie woorde as die basis en die fundament van die kerk, en vandag die kerk van Rome, waarop hy nog staan, naamlik dat Petrus is die rots, Petrus is die basis waarop die kerk gebou is, waarop die hele struktuur staan, want die Here sê dan, jy is Petrus, en Petrus het die eerste paus geword volgens hulle lering, en daarna 'n opvolging van pause tot vandag. Wat 'n verskriklike dwaling en 'n misleiding. Dis glad nie wat hier staan nie, dis glad nie wat die Here gesê het nie. Die Here het gesê, salig is jy Simon Bar-Jona, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Wat? Dat Jesus die Christus is, die gesalfde koning van Israel, wat heeltemal 'n ander betekenis het as wat die kerk aan hom het. Weg van die skrif af. En ek sê ook vir jou, jy's Petrus, en op hierdie rots
sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat 'n rots! Die rots dat Jesus die Christus is, en dat jy dit deur 'n openbaring van God moet ontvang. Dit is die rots. Die kwessie van Petrus en op hierdie rots is maar net in die Grieks 'n speling op woorde. Petra is 'n klein rotsie. En hierdie rots, dis die groot rots. Dis Jesus self, die Christus. Prys die Here. Daarop is die gemeente gebou. Sekerlik, die gemeente kan ons nie gebou word op 'n mens nie, my broer en suster. Die gemeente is gebou op die lewende Christus. Jesus, die Christus, die Seun van die lewende God. Ek gaan nou nog weer daarop terugkom. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Net 'n oombliekie, my keel word versprikkel. Jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doderyk of die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Nou sê die kerk, jy sien Petrus het die sleutels gekry. Die sleutels van die koninkryk van die hemele. Met ander woorde, Petrus het die mag gekry. Jesus het dit aan hom gedelegeer. Dat as Petrus vir jou die hemel toesluit, dan is die hemel toegesluit. En as Petrus vir jou die hemel oopsluit, is die hemel oopgesluit. En op daardie manier het die kerk van Rome, soos hy ontwikkel het deur die eeue, absolute 'n tirannieke mag en 'n houvas op mense gekry, sodat selfs konings en prinse voor die paus kom neerbuig het. Sommige van hulle het vir dae lank in die sneeu gestaan en gewag dat die paus die kroon op sy kop moes sit. Want as die paus hom nie gekroon het nie, is hy nie koning nie. Die gevolg is, my broer en suster, dat vir meer as 1000 jaar het die kerk van Rome absolute tirannieke alleenheerskappy oor die wêreld gehad. En dit is onder die kerk van Rome dat meer as 50 miljoen protestante wreed vermoor is. Die paus het van sy troepe hele dorpies ingestuur en hulle laat uitwis, net omdat hulle die paus wou erken nie. Dit is wat gebeur het met die kerk van Rome. Maar my broer en suster, ons sal weer daarby terugkom. Ek wil net vir u wys in Johannes hoofstuk 20 en vers 23, om net vir u te wys wat 'n misleiding. En dan wil ek vir u 'n ernstige waarskuwing bring. Handelinge, Johannes 20 vers 23. Dis na Jesus se opstanding, toe hy nou weer aan sy disippels verskyn. Ons lees vers 21. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Hier sê die Here Jesus dit vir al sy disippels, nie net vir Petrus nie. En so sê hy dit ook vir u en vir my, en al wat daarop wat dit neerkom, as ons waaragtige kinders van God is, my broer en suster, en ons staan onder die leiding van die Heilige Gees, kan ons vir elke soekende, elke dwalende siel, kan ons sê, waar hy wegdwaal van God se woord. En as hy dan wegdwaal van God se woord, kan ons vir hom sê, jy sal sekerlik die koninkryk van God nooit beerwe nie. En daar's baie sulke skrifte. Dis u en my plig
as God se gesandte op aarde om dit te doen. En dit is die autoriteit wat die Here Jesus aan alle disippels gegee het. Maar kyk nou hoe die dwaling gekom het. Hulle vat nou hierdie skrif, ek gee vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemel. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Laat ek nou net vir u dit wys, uit die geskiedenis. En mag dit vir u en vir my tot 'n ernstige waarskuwing lei. My broer en suster, hier is nog 'n ander las van baie laste op my hart wat Israel betref. Ons is mense wat God se woord na luister, maar baie min van ons hoor. Baie min van ons hoor wat God sê. Ons luister. My broer en suster, as ons hoor wat God sê, en ons doen nie wat God sê, dan sal dit eendag teen ons gehou word, wanneer ons voor die regterstoel verskyn. Toe die kerk nou begin vervlou, een van die eerste dinge wat met jou gebeur, met enige Christen, die van u wat miskien al 'n bietjie ook die ondervinding gehad om terug te sak in die lewe, sal daarvan kan getuig. Een van die eerste dinge wat met jou gebeur, jou gebedslewe verslap. Saam met dit verslap jou Bybellees. Met ander woorde, jou gemeenskap met God raak verwaarloos. En wanneer jou gemeenskap met God verwaarloos, dan kom die duiwel met sy dwalinge in. En dis presies wat met die eerste kerk van die eerste 3 eeue gebeur het. Hulle het begin verslap. Na die dood van die apostels, en die wat hulle onmiddellike disippels was, en weer hulle onmiddellike disippels, vir die eerste 3 eeue. Vir die eerste 3 eeue het dit min of meer gefloreer in die eerste kerk. Daar was volop tekens en wonders. Soos een geskiedskrywer wat diep ingegaan het op hierdie dinge, hy sê the first church was full of miracle and variety. A miracle could take place at any moment. Is dit nie wonderlik as jy daarom in so 'n gemeenskap sou kon instap? En jy weet daardie hele week berei jy jou voor. Jy is op die punte van jou tone. Sondag is dit die groot diens. Sondag gaan daar weer wonderwerke plaasvind. Sondag gaan ons die teenwoordigheid van God weer voel. En dit het so gebeur in die eerste kerk. En met alle liefde en alle beskeidenheid, ek het weer getuies in hierdie vergadering vanmôre, dis ook wat met Ekklesia, met hierdie ou gemeentetjie van ons gebeur het in 1963 en daar in die 60er jare. My broer en suster, hier vroeg in die middag, en een van die grootste tekens was die kinders, die jong kinders. Hulle was opgewonde, hulle het hulle tamboerijntjies gevat, my broer en suster, hulle mooiste rokkies aangetrek, en hulle klaargemaak om diens toe te gaan. En as hulle in die diens kom, nie die agterste rye nie, die voorste rye. Want hulle weet, is hier waar die stroom vloei. En my broer en suster, watter wonderwerke het daar nie in ons eie gemeente plaasgevind 30 jaar gelede nie. Prys die Here. O, ek kan amper sê, wat het met ons gebeur? My broer en suster, het was daai eerste liefde verloor. Dit lyk amper vir my so. Kan ons dit dan nie terugkry? Kan ons nie weer God se aangesig begin soek om dit terug te kry? Het u nie 'n begeerte na die teenwoordigheid van die Here nie? Is u tevrede met net 'n mooi preek, my broer en suster? Of verlang u hart om weer die teenwoordigheid van God gewaar te word? So was dit daai eerste 3 eeue. Maar dit is baie interessant, maar ook baie hartseer. My broer en suster, ek het baie ingegaan deur die jare, omdat ek lief is vir hierdie dinge, en omdat God aan my sy groot plan geopenbaar het, het ek baie gelees oor die ou kerkgeskiedenis. Dit is te pragtig en te wonderlik. My broer en suster, daar die eerste pastoor van die kerk van Rome
was 'n nederige pastoor soos ons pastore ook vandag is. Maar die krag van God was daar in die kerk van Rome. En omdat die krag van God daar was en tekens en wonders plaasgevind het die gemeente ook geweldig uitgebrei. U moet daarom self verstaan, die geskiedkundiges vertel vir ons, dat in die eerste 3 eeue, onthou die Romeinse kerk was toe, die Romeinse ryk, was toe nog heidens. En hulle die Christelike geloof verskriklik intens vervolg. Dit was die tyd van die arenas, met die uitgehongerde wilde diere wat in hokke onder die sitplekke van hierdie stadions gehou was. En dit was die sport van die Romeine om hierdie Christene dan vir hierdie wilde diere te gooi en hulle verskeur te kry. Ag, daar is so baie dinge wat ek kan sê, maar my tyd is so kosbaar. Een van die redes, een van die baie redes van die verval, jy moet kyk die liefde vir sport. Dit was ook so in die tyd van Rome. Give them bread and circuses. Dit was die leuse van die Romeine in daardie tyd. My broer en suster, en die tweede is saam met dit, hulle het lief geword vir bloed. Niks kon meer vir hulle opgewondenheid gee nie, dit moes al erger en al gruweliker en al wreder gaan, totdat nader sulke gruisame tonele die mense met die 10.000e na hierdie stadions toe getrek het. Dit is nou maar sommer net so terloops. En my broer en suster, maar in die loop van die eerste 3 eeue, nie net was die apostels dood nie, hulle teenwoordigheid, want hulle was by Jesus gewees, en hulle lering en die krag van die Heilige Gees wat op hulle was, wat hulle oorgedra het na hulle volgelinge, en daai volgelinge weer na hulle toe, maar dit het al dowwer en dowwer en dowwer geword. Maar daar was nog baie krag gewees. En hier teen die einde van die eerste 3 eeue, hier in die begin van die 4de eeu, toe kom die laaste Romeinse keiser, koning Constantijn, toe kom hy tot bekering, of 'n sogenaamde bekering. Daar is nog maar altyd baie meningsverskil, het Constantijn werklik tot bekering gekom, of het hy nie. Maar hoe dit ook al sê, Constantijn, toe hy nou toe sogenaamd 'n Christen geword het, dis nou 'n ander ding vandag, ons is mos almal, die meeste is Christen. Suid-Afrika is 70% Christen, so word gesê. Maar is Suid-Afrika 'n Christenland? Dis 'n ander saak daar. Maar Constantijn word nou 'n sogenaamde Christen. Toe verklaar hy die Christelike geloof, die staatsgeloof van Rome. Hy neem al die vervolging weg. Die Christene kruip uit hulle grotte en uit hulle gate waar hulle geskuil het terwille van hulle lewe. Een van die interessantste dinge om vandag nog te gaan besoek, miskien was daar onder u in jullie gehoor mense wat deur die katakombes in Rome gegaan het. Kilometers van doolgange wat die eerste Christene gegrawe het om daarin weg te kruip. Daar is baie ou Christen babetjies wat daar gebore is en doodgegaan het, wat die son van die dag nooit gesien het nie. In die wande van hierdie doolgange, daar kan jy die teken sien waar babetjie so en so, babetjie so en so begrawe is. Dood aan siektes by gebrek aan sonskyn en voedsel. Baie broers en susters, die weet dit self ook. Maak my keel droog. En hulle toe beginne uitkruip uit hulle gate uit. Die Christelike geloof het nou populêr geword. Dit was nou die geloof van die keiser. En as jy in tel wil wees, moet jy nou 'n Christen word. Die gevolg is al die ou heidene het die Christelike kerk binne gestroom. Maar het hulle nie bekeer nie. Soos die geskiedekundiges kan sê, all that happened, paganism got baptized.
Die heidendom word gedoop, saam met al hulle ou gebruike en al hulle verkeerde dinge. En hulle was Baal-aanbidders, my broer en suster, wat hulle nog daar uit Palestina met hulle saamgebring het, waarom God vir Israel ook juis in ballingskap laat gaan het. Hulle daar die Baal geloof nog gehad, en daarmee het hulle in die kerk gekom, sodat nou het Baal en Christendom met mekaar getrou. En die kerk was deels Baal en deels Christendom. Nou praat Openbaring 17, 18 en 19, jy kan het gerus lees en jy sal baie daarvan in my boek oor Openbaring kry. Nou praat hy daar van die hoer wat op die baie waters gesit het, en dit is 'n absolute beskrywing van die kerk van Rome. Maar dit praat ook van die hoer en haar dogters. Haar dogters. Met ander woorde, 'n dogter word uit 'n ma gebore. Hierdie hoerdogters is uit die hoerma gebore. Hulle dus die ma se geaardheid of 'n groot deel van haar geaardheid. Nou wie was die dogters van die kerk van Rome? Ons protestantse kerke wat uit die kerk van Rome gebore is. En as ons eerlik wil wees, my broer en suster, nie net, baie dankie broer, Gary, ek weet het nou later in die naam van 'n disipel sal nie opgebeld by die Here vir my gaan. Broer en suster, nie net die groot kerke soos ons Pinkstermense baie keer maar te graag sê nie, ook ons Pinksterkerke dra nog baie van daardie dinge van die kerk van Rome vandag met hulle saam sonder dat hulle dit weet. Goed my broer en suster, ek kom terug hierop. Ek moet nou net met u 'n oomblikkie teruggaan, want dit is van die uiterste belang. Die Here Jesus sê vir Petrus, vir sy disippels, maar julle, wie sê julle is ek? Petrus sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Salig is jy, Simon Bar-Jona, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Nou kom ons kyk 'n bietjie na 1 Johannes 5 vers 1. Broer en suster, ek gaan nou met u 'n bietjie dieper water in. En as u voete nou nie weer grond raak nie, dan moet u nou begin swem. Kom ons kyk wat sê God se woord. Dit is wat tel. Nie my mening nie, nie kerk se mening nie. Wat sê die woord? 1 Johannes 5 vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook lief die een wat uit hom gebore is. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Jy kan nie glo dat Jesus die Christus is as dit nie van jou aan jou deur die Vader geopenbaar word. As jy nie glo dat Jesus die Christus is nie, is jy nie uit God gebore. Hoe lyk dit met ons? Hoe lyk dit vir ons Christene? Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Kom ons kyk na 1 Korintiërs 12 en vers 3. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat in die gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.
Niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. Ons sê so baie maklik, Here Jesus. Sê ons dit deur die Heilige Gees. Nou maar goed, my broer en suster, ons gaan nou nog 'n bietjie verder. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Salig is jy, Simon Bar-Jona, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. U is die Christus, die gesalfde koning van Israel. Dus as jy die Christus ken en verstaan as die gesalfde koning van Israel, is die Christus nog nie aan jou geopenbaar nie. Nou moet jy mooi kyk hoe ons Here Jesus gepreek het. Daar is nou nie vanmôre tyd om daarop in te gaan nie, maar u kan dit self doen of u kan 'n konkordansie neem. U sal sien oral waar Jesus gegaan het, het hy die koninkryk van God verkondig. En oral waar sy disippels gegaan het, het hulle die koninkryk van God verkondig. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Kom ek noem net vir u byvoorbeeld een welbekende skrif, en dis nie ver van hierdie geleesde gedeelte van ons nie. Kom ons lees byvoorbeeld Matteus hoofstuk 10, en ons begin by vers 5. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. En gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet gekry, gee dit verniet. Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die Christus, die gesalfde koning van Israel. Jesus leer ons om te bid in die basisgebed wat ons baie keer soos 'n rympie opsê. Maar kom ons kyk weer 'n bietjie. Ek gaan hom nie ontleed nie. Mag die Heilige Gees dit vir u doen. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dis nommer 1. Laat u naam geheilig word. By hoeveel van ons is dit nommer 1? Laat u naam geheilig word. Selfs bo aan die redding van my siel is die verheerliking van die naam van my Vader. Maar wat sê hy tweede? Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel so op die aarde. Laat u koninkryk kom. Wat se koninkryk? In hierdie, en my broer en suster, ek haal nou nie vanmôre op die kerk nie. God vergewe ons. Daar's dierbare kinders van God in die meeste kerke. Maar hulle is mislei. Hulle het die waarheid van God nog nie ontvang nie. Daar is baie van hierdie soort wat ek daar die man van gesê het, die witkrust om tussen die oë slaan. Daar is baie sulkes. Hulle moet nog net hier tussen die oë geslaan word. Prys die naam vir die Here. Broers en susters, luister. Laat u koninkryk kom. Wat se koninkryk? Is daar dan nou 'n klomp koninkryke in die plan van God? Is daar 'n klomp koninkryke van die hemel? Is daar 'n klomp koninkryke van God in die Godsplan? Of is daar net een koninkryk? Volgens die prediking lyk dit vir my is daar baie soorte koninkryke. Dis 'n koninkryk in die hemel, dis 'n koninkryk in jou hart, en ek weet nie waar oral nie. Nee, my broer en suster, dis juist hier waar ons verward geraak het, omdat ons begin dwaal het, daar vanaf die tyd van die eerste kerk af, toe die lig begin vervlou het. En toe die lig vervlou het, jy weet mos hoe dit is,
in die skemer, hulle sê altyd die skemertyd is die tyd waar die meeste motorongelukke in plaasvind. Want jy dink, jy sien goed, en dan sien jy nie meer goed nie. Dit is waar jou moeilikheid kom. Die meeste van ons het 'n skemerkennis van God se woord. En ons dink ons is op pad hemel toe, en ons dink alles is met ons reg. En is daar waar die dwalinge inkom. Daar's net een koninkryk van God. Die Bybel gooi nie sy terme deur mekaar nie. Dis die koninkryk van God wat hy van die begin af het, wat hy ons voor geleer, wat het laat die koninkryk kom, laat die wil geskied soos in die hemel so op die aarde. Byvoorbeeld, ons gaan bietjie net eers na Lukas hoofstuk 17. Lukas hoofstuk 17, dit net hier 'n bietjie wacht. Kom ons lees hierdie welbekende 2 verse. Lukas 17 vers 20 en 21. En toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Nou luister mooi, broers en susters. Dit is van die uiterste belang dat u my nou nie net luister nie, maar dat u my hoor. Die koninkryk van God is binne in julle. Ek sê altyd vir u moet u Bybel met u verbeelding lees. Met ander woorde, u moet uself plaas in daardie situasie. Nou kom ek stel dit net vir u baie eenvoudig voor. Hier is Jesus en sy disippels. Oral volg die skare hom, maar veral die Fariseërs en die skrifgeleerdes volg hom, my broer en suster, soos 'n klomp snuffelhonde kan jy amper sê. En hulle is ingestel op elke woord en elke daad wat Jesus doen om hom te kan uitvang, sodat hulle hom kon doodmaak. Met ander woorde, hierdie Fariseërs het moord in hulle harte gehad. Dis al wat hulle op bedag was. Jy kan net daai swart bruin oogies van hulle sien. Hoe kyk hulle die hele tyd net vir Jesus? My broer en suster, ek kan dit mooi sien in die gees. Nou sê Jesus volgens die lering van die kerk. Jesus sê vir daardie Fariseërs, die koninkryk van God is binne in hulle. Julle moet dit nie so. Die koninkryk van God was nie binne in hulle, die koninkryk van die hel was binne in hulle. My broer en suster, wat 'n verskriklike dwaling. En wat ek nie kan verstaan nie, behalwe as dit is dat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die owerhede en die magte, en die bose geeste in die lig en die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, dat ons geleerde mense wat Grieks en Hebreëus op universiteit studeer, dat hulle dit nie kon agterkom nie. Die Griekse woord daar binne in julle is entos. En daardie woord entos beteken in julle midde, nie binne in julle, in julle midde. Nou Jesus, die Christus, hy is die gesalfde koning van Israel. Daar's nou geen twyfel daaromtrent. Hier is sy klein koninkrykie in embryo alreeds. Vir hierdie 12 disippels van hom het hy gesê, julle sal sit op 12 trone en die 12 stamme van Israel oordeel. My broer en suster, so, hulle was nou alreeds daar. Dis al verteenwoordiging van die koninkryk, amptelik en in krag wat daar op aarde op daai oomblik was. Dit was Jesus die koning met hierdie klompie disippels. En hy sê vir hulle, julle hoef nie te soek nie, dit sal nie kom met 'n donderslag in die hemel uit nie, kan julle dit nie raak sien nie. Die koning staan al die tyd in julle midde. En hier is sy paar volgelinge. Daar is hy. My broer en suster, weet jy, tot vandag toe het die kerk dit misgeloop. Hulle dit misgevat. Sê julle vanmôre van my broer en suster, ek ken hierdie dinge, sê julle prediker, jy's verwaand, jy dink seker jy's die enigste wat reg is. Nee, my broer en suster, ek bring vir u God se woord. En as u my vanmôre hoor, al voel jy miskien vanmôre geafronteer deur wat ek sê,
gaan na die woord. Gaan na die woord. En laat die woord u tot die waarheid bring. Die koninkryk van God is in julle midde. Hierdie dwalinge dwarsdeur gegaan en die gevolg was dat in ons prediking het die kerk die koninkryk boodskap misgeloop. En dit is wat Jesus sy disippels gepreek het. Hierdie koninkryk wat God met 'n eed beloof het aan Dawid, en dit moet ek net gou vir ek moet net die tyd ophou, my broers en susters. Dis 'n geweldige onderwerp hierdie, en ek het maar baie gebid en gesê, Here, gaan tog ver by my onbekwaamheid verby en kom deur die Gees. Want ek sê weer, terwyl ek preek en terwyl ek die woord vir u vanmôre bring, as God hierdie boodskap nie aan u openbaar nie, al sal u hom nie verwerp nie, sal dit u nie veel raak. U sal hom vergeet wanneer u daar buite kan kom. Maar as u vanmôre as 'n openbaring ontvang het, sal u dit nooit vergeet. Prys die Here, dis die waarheid. Kom ons kyk na 2 Samuel 7. Ek haal maar net vir 'n paar uittreksels uit. Hier beloof God vir Dawid 'n ewigdurende koningskap en 'n ewigdurende koninkryk, en dat daar altyd ene op sy troon sou sit. Ons kyk na vers 11. En van die dag af dat ek rigters aangestel het oor my volk Israel, maar ek sal jou rus gee van jou vervyande, en die Here gee jou te kenne dat die Here vir jou 'n huis sal stig. Dit is nou vers 11, vers 13. Hy sal vir my naam 'n huis bou, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Vers 16. En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vasstaan tot in ewigheid. Vers 19. En dit was nog te gering in die oë. Dawid antwoord nou op die Here in gebed. Here, Here, sodat U ook aangaande die huis van die knegt tot ver in die toekoms gespreek het. En dit is die wet vir mense, Here, Here. En so gaan hy aan. Vers 13 weer, hy sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Nou kom ons gaan net vinnig aan. En broer en suster, die engel kom by Maria. Jesus moet nou gebore word. Die engel sê vir Maria, luister mooi, jy kan dit met my volg as jy wil. Ek sê dit nou maar tyd te spaar. Dis Lukas 1 vers 31 tot 33. En jy sal swanger word. En jy sal 'n seun baar. En jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Nou sover is die kerke se prediking nog saam met my. Hulle glo dat Maria het swanger geword, hulle glo in die maagdelike geboorte, dank die Here tog nog daar, alhoewel baie van hulle daarin begin twyfel. Jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die kerke is nog saam met my. Maar dan eindig hulle daar. Let maar weer daarop hierdie Kerstyd. Let gerus daarop. Die engel het nog nie klaar gepraat. En die engel sê, en die Here God sal aan hom gee die troon van sy vader Dawid. Hierdie troon van 2 Samuel 7 vers 13. En hy sal koning wees, nie oor die kerk nie. Dit is wat Jesus van gepraat word, en dis hoe Jesus gepreek word, die koning van die kerk. Hy is nie die koning van die kerk in die eerste instansie nie, hoe dit u ook al mag skop. Hy is die koning van Israel. En die Here God sal aan hom gee die troon van sy vader Dawid. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in alle ewigheid. Dit is wat die engel gesê het, my broer en suster.
dit is in ooreenstemming met U is die Christus. Dit is wat God aan Petrus geopenbaar het. U is die gesalfde koning van Israel. Goed, my broer en suster, ek gaan nou 'n bietjie verder met u oor die kerk praat. Ons het nog 8 minute ongelukkig. Maar luister mooi. Martin Luther kom en hy spyker 31 Oktober in die jaar 1517. Spyker hy sy 95 stellinge teen die kerkdeur van Wittenberg. Hy daag daar die magtige kerk van Rome voor wie konings en prinse neergebuig het in die sneeu. Daag Martin Luther uit. Kan u dink, my broer en suster, hierdie kerk wat vir oor 1000 jaar ongehinderd en ongestoord die scepter geswaai het, nie net vir die kerk nie, maar ook vir die konings. Hy daag sy mag uit. Die geskiedenis wys vir ons, die hel was los. Miljoene het gesterwe. Dit word genoem die hervorming. 31 Oktober 1517 is bekend as die datum waarop dit begin het, wat vir die volgende paar 100 jaar geduur het, waaruit ons eie ou volkie ontstaan het, Geus en Huguenot. Jan van Riebeeck toe in 1652 hier in die Kaapland om 'n volksstichting te kom stig, het Holland pas uit die 80-jarige oorlog uitgekom wat hulle teen die magtige Alva, die groot Spaanse generaal, met sy armada gevoer het. Het was mense wat gehard en gestaal was in die protestantse geloof. Die lig wat hulle daardie tyd gehad het. Maar dit was nog nie die volle lig nie. Maar wat ek nou wil vir u beklemtoon, want my tyd gaan my nou vasvang. Broers en susters, net soos Martin Luther daardie kerk uitgedaag het en die revolusie wat dit veroorsaak het, wat is die uitdaging wat daar vandag vir u en vir my staan? Weer die kerk. Laat ek verduidelik. Hierdie kerk sê, na aanleiding van Augustinus, dat op die dag van Pinkster het God klaargemaak met sy roeping van Israel. Op die dag van Pinkster het God gesê, Israel, jy het jou werk gedoen. Jy het die Christus voortgebring, hy het gesterf aan die kruis, hy het ons sondes van ons afgewas, hy het opgestaan uit die dode, hy sit nou aan die regterhand van God, dis die algemene geloofsbelijdenis wat vandag nog in die kerke afgelees word, van waar hy weer sal kom om te oordeel die lewende en die dode ensovoorts. Dit is klaar met Israel. Nou het daar 'n nuwe heerlike organisme op aarde gebore geword, naamlik die kerk. Hierdie kerk praat nie van Israel nie. Hierdie kerk praat nie van ras nie. Ek wil hê mooi ek beklemtoon die woord ras. U sal nou sien wat ek wil afsluit. Hierdie kerk beklemtoon nie die woord van ras nie. Nou word beklemtoon geen ras, geen kleur. Nee. Kom nou julle ou klompie Israeliete en sê nou vir die wêreld, Jesus is die Christus. Hy is die gesalfde koning van Israel. Hy is die gesalfde koning van een spesifieke ras. Wat gaan met jou gebeur? Wat gaan met u en met my gebeur in hierdie tyd? Die hele klimaat bou op daarteen. Ek wil nie 'n alarmis wees nie, my broer en suster. My broer en suster, ek wil nie dramaties wees nie, maar ek wil vanmôre vir u sê, daar wag vir u en vir my die volgende hervorming. Dat ons weer soos Martin Luther moet uitstaan
en sê God het 'n ras. En daardie ras word vandag verteenwoordig oor die algemeen deur die blanke westerse Europese nasies met hulle afstammelinge, waarvan ons in Suid-Afrika ook deel is. God het dit verbond met daardie ras. God sê in Jesegiel 36, ek sal die hart van klip uit julle uithaal en vir julle 'n nuwe hart gee. En ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my gebooie bewaar. Die disippels van die eerste 3 eeue moes met 10 miljoen betaal. Die volgelinge van die hervorming moes met 50 miljoen betaal. Hoeveel miljoen gaan u en ek betaal? Het u my gehoor vanmôre? Wat gaan u daaraan doen? Broer en suster, wat het hierdie mense gedoen? Hierdie mense het gesê, dit was hulle leuse, of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Hierdie mense het gesê, vir my is die lewe Christus, die ware Christus, en die sterwe wins. Die dood kan niks aan my doen. En hier is een van die interessantste verskynsels van die geskiedenis, wat ek hoop ek kry op my kaset in. Een van die dinge wat daardie ou heidene in daardie eerste 3 eeue oorrompel het, en daardie magtige Romeinse ryk gebreek en geknak het, was toe hulle so in hulle stadionne, en daardie groot, kan ek sê, theaters van hulle, daardie kolosseums, wat vandag nog daarvan oorblyfsels is in Noord-Afrika en in Italië, waar hulle die 10.000 so gekyk het, en hulle sien, toe sien hulle maar hierdie mense, is nie bang vir die dood nie. En ons is bang vir die dood. Wat is hulle geheim? Hulle geheim was Jesus die Christus. Die lewende opgestane Jesus, vervul met die Heilige Gees. Dis daardie Gees wat hulle deurgedra het. Dis die enigste Gees wat vir u en vir my gaan deurdra. Nou ja, dalk kom dit nie op band nie, maar ek moet dit vir u sê. U moet hierdie deel wat ek gelees het weer lees. Dis hier wat Jesus gesê het, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Dis die boodskap. God seën in Jesus naam. Amen. Ons buig ons harte. O dierbare hemelse Vader, ons kom na u in die naam van Jesus die Christus, die Seun van God. En ons sê, Vader, ons bely namens onsself en namens ons volk, dat 'n groot deel van ons belydenis lippediens is. Ons staan skuldig voor u, die lewende God. Maar Here, saam met Petrus sê ons, Here, na wie toe sal ons gaan? U alleen het die woorde van die ewige lewe. By u alleen is vergifnis, my God. By u alleen is genade. Sal u dan vanmôre hierdie woord, wat volgens u woord 'n lewende saad is, sal u dit laat groei in die harte van my toorders? Here, sal u vir uself hieruit en oor ons land 'n volk tot stand bring wat toeberei is vir die Here in Jesus naam. Amen.